Ja, my lieve vriende, ek wil vir jou nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan twee gedeeltes lees. En ek wil dat jy moet hierdie teksverse hierdie week weer gaan lees, aangesien ons besig is met die progressiewe aanbieding van die evangelie deur die dispensasies. En ons eersdaags by 'n plek gaan kom waar 'n baie duidelike oorgang, 'n baie duidelike verandering in die evangelie aanbieding gaan kom, en ek wil hê dat ons, as ons daar is, u moet met dan bestaande kennis en 'n voorbereide hart saam met my hierdie wonderlikheid uit die woord raak sien. So lees baie aandagtig en baie versigtig in Afrikaans die volgende weer in die week. So ek nooi jou om die woord oop te maak dan by Johannes hoofstuk 15, 6 versies, en dan 'n tweede gedeelte in Handelinge 2. Jesus is aan die woord en Johannes vertel dan hierdie storie wanneer Jesus praat in Johannes 15 as hy sê, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon sodat dit meer vrug kan dra. Julle, dis nou die disippels, is al reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. En hoor nou, hier is die kruks van die aanbieding van die evangelie gedurende Jesus se aardse bediening. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. As iemand, kyk nou, in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As jy nou so verder lees, dan sou Jesus sê dat om in die wynstok te bly en veel vrug te dra, God sal verheerlik. So met ander woorde, trappe van vergelyking in vrug dra. Vrug, meer vrug en dan veel vrug. Nou kom ons los dit daar net vir die oomblik en kom ons blaai na Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 36. Die gebeure speel homself af op Pinksterdag. Die Heilige Gees is uitgestort, die 120 in die boventrek het met verskillende tale die wonderlike dade van God verkondig, en Petrus begin die mense wat in die stad bymekaar gekom het en hieroor wonder aan te spreek. En hy preek sy Pinksterdag preek, en hy sluit af met hierdie woorde in vers 36 en verder. Laat dan die hele huis van Israel, let op, sekerlik weet dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Die Jode het Jesus oorgelewer om gekruisig te word, en nou sê Petrus vir hulle dat hy is die Messias. En nou is die vraag en die bekommernis, julle het hom doodgemaak, en nou is die gedagte in die volgende verse van die Jode, is dit dan nou vir ons verlore? Kyk nou. Toe hulle dit hoor, die mense in Jerusalem op Pinksterdag, is hulle diep in die hart getref
en vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Ons het hom verwerp, wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, let nou op, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, sal, toekoms. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom, kyk nou, sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag, die owerstes en die skrifgeleerdes wat julle mislei het. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Maak seker dat jy dit weer gaan lees en dat jy jou vergewis van hoe die evangelie progressief deur die dispensasies verander en aangepas is. Ons is by die progressiewe aanbieding van die evangelie deur die verskillende dispensasies en ons is by dispensasie nommer 3. Jy sal onthou dat ons begin het en gepraat het oor die dispensasie van die onskuld, van die skepping af tot by die sondeval. Ons het 2 weke terug gepraat oor die dispensasie van die gewete, van die sondeval af tot by die sonvloed. En nou gaan ons fokus op die oranje, die 3de dispensasie, die dispensasie van menslike regering. En dan van die sonvloed af hierdie dispensasie tot en met die bou van die toring van Babel en die verwarring in die tale. En dan bly die volgende 4 dispensasies nog vorentoe wat ons by gaan stilstaan. Ietsie net vooraf. Die vorige 2 dispensasies, die van onskuld en van gewete, bied aan ons God se oorspronklike plan met die mens en sy verhouding met God. Die dispensasie van die onskuld was baie eenvoudig, daar was net een wet. Moenie van die een boom eet nie, anders sal julle sterf. 'n eenvoudige opdrag, 'n eenvoudige, noem dit dan evangelie in hierdie dispensasie. Dan het ons gesien die dispensasie van die gewete was 'n verdere bewys dat die mens uit homself God nie kan verheerlik of gehoorsaam het. Want die dispensasie van die gewete, het ons gesien, is aan die Kain en Abel die opdrag gegee om, van wat hulle by hulle ouers geleer het, om die regte offer te offer wat God vra. En om in gehoorsaamheid hierdie offer te offer, wat hulle daai tyd nie geweet het, die heen wys na Jesus. Maar dat die opdrag van hierdie dispensasie was, offer die regte offer. Iets moet in jou plek sterwe. En sien ons dan, dat is 'n verdere bewys dat die mens uit homself God nie kan gehoorsaam nie. Die rede was sonde. Sonde, toe Adam ongehoorsaam was en van die vrug by sy vrou geëet het, het die gelykenis van God in die mens se lewe so vernietig, dat hy uit homself tot niks goeds in staat is. Adam het as federale hoof,
het Adam die gesag en die heerlikheid van God en die regering, die onderwerping wat hy aan hom toegevertrou is van die aarde, het hy aan Satan verkoop en leef ons vandag nog onder die mag van die duiwel, omdat hy die heerser is van hierdie wêreld. Omdat Adam as federale hoof dit aan hom weggegee het, toe hy Satan se woord, die slang se woord, as meer gesaghebbend aanvaar het as die opdrag van God. Met ander woorde, sonde het die gelykenis van God in die mens so vernietig. Want na die tyd sal jy onthou dat Abel se kinders gebore is na die gelykenis van Adam in sy sonde onder heerskappy van Satan en slawe van sonde wat uit hulle self niks goeds kon doen nie. Ons is dus nou by die derde dispensasie, die dispensasie van menslike regering. En hierdie dispensasie het gestrek, as ons gesê het, van die sondvloed af tot by die bou van die toring van Babel en die tale verwarring. In Bybelse teologie is hierdie dispensasie of tydperk die tydperk waar God aan die mens sy regeringsmag gedelegeer het. Onthou nou, Adam het sy heerskappy en sy beeld en gelykenis waarna hy na God geskape is, verloor met die sondeval. En die mag, die heerskappy oor hierdie aarde is nou in die mag van die bose. Maar God delegeer in hierdie derde dispensasie, toe Noag uit die ark kom, delegeer hy weer sy regeringsmag, sodat die mens, hulle wat oorbly, die regverdige agt, God se regverdige verteenwoordigers op hierdie aarde kan wees. Die doel was dat hierdie nuwe geslag God se geregtigheid en orde kan handhaaf en ook boosheid beperk. Ek gebruik die woord beperk, aangesien sonde, deur die sondeval, die gesag van Adam, sy hoofskap, aan Satan gegee is, en hierdie gevestigde houvas, wat die bose nou oor die mens het, aan Satan gegee is. So, om boosheid te beperk, was die manier hoe God 8 mense, nou moet jy onthou, en ons gaan nou meer daaroor sê, 8 regverdiges. Daar was nie meer goddelose mense op hierdie aarde nie. So God gee aan hierdie 8 regverdiges wat oorbly, gedelegeerde mag, regeringsgemag, om namens die mens te regeer, sy heerlikheid en sy geregtigheid weer te vestig, en om boosheid deur hulle regverdige lewens te beperk. Die probleem is, sonde het nog altyd die houvas. Naas die dispensasie van onskuld, wat voor die sondeval plaasgevind het, toe Adam en Eva in gemeenskap met God was, het hierdie mense in die dispensasie, Noag en sy kinders, die beste geleentheid gehad, om van vooraf te kon begin. En ek het nou gesê, daar was nie meer goddelose mense op die aarde nie. So God kon van vooraf begin, en God kon sy regeringsmag aan Noag delegeer, sodat Noag en sy geslag 'n geslag kon word wat God op die regte manier sou dien. So hulle het die beste kans gehad.
in al die dispensasies tot nou toe die beste kans gehad om terug te gaan na die oorspronklike plan van God toe en dit reg te laat funksioneer en reg te bestuur en reg uit te oefen. Die jongste van hierdie 8 mense wat oorgebly het, sy naam was Jefta, en hy was al reeds 98 jaar oud toe hy die ark gegaan het. Met Noag al oor die 600 jaar oud. Daar was genoeg kennis en ondervinding wat glad nie ontbreek het nie. Aangesien elkeen van hierdie die fisiese gevolge van sonde gesien het. Hulle het dit beleef vir meer as 'n jaar. Toe hulle in die ark was, wat die mense gedoen het, hoe goddeloos die mens was en hoe God hierdie goddeloosheid uitgewis het. Hulle was eerstehandse teenwoordigers. Hulle was die eerste geslag wat die gevolge van sonde en die straf van sonde gesien het. Hulle het gesien wat het sonde gedoen aan 'n goddelose mensdom en hoe het God daarmee gewerk. Mense vra baie keer, waarom straf God nie hierdie goddelose wêreld nie? Eenvoudig omdat hierdie geleentheid was om reg te leef en omdat hierdie mense die felheid en die ernstige gevolge van sonde geken het en gesien het, geweet het dat ons kan nie toelaat dat dit weer moet gebeur. Ek wil amper die woorde gebruik, verskoon, waaragtig ons kan nie weer dieselfde pad loop as wat ons nou 'n jaar terug gesien het. Ons het nou die geleentheid om met hierdie dispensasie vir eens en vir altyd ons 'n standaard te stel wat God kan verheerlik. God het die lewe op aarde met die vloed vernietig en net een gesin gered om weer met die mensdom te begin. Dis die hele tema van die boek Genesis, beginnings, om van voor af te begin. God se genade is so groot dat hy die mens elke keer 'n kans gee. En in Genesis weer begin en weer begin en weer begin om sy plan onder die mensdom te vestig. Daar's net 8 regverdiges wat 'n geslag kon vestig. Hoor nou, wat nie net skoon kon begin nie, maar wat ook die gedelegeerde regeringsstelsel wat God aan hulle gegee het, kon begin. Wat God weer op die regte plek op hierdie aarde kon terugplaas. En hulle God op die regte manier kon dien. Hulle kon van voor af begin met hierdie duidelike kennis en belewenis en ondervinding wat sonde gedoen het en wat God se gesindheid en sy straf oor sonde. Daar was geen dubbelsinnigheid onder hierdie 8 mense oor hoe God voel oor ongehoorsaamheid. Inteendeel, in Genesis 8 vers 20 lees ons dat die bewys van hierdie 8 mense wat uit die ark gekom het, se lewe teenoor God 'n lewe was van gehoorsaamheid, 'n lewe was van oorgee en doen wat God sê. Ek lees dat Noag bou 'n altaar vir die Here en hy offer van die reindiere
en van die voëls aan God. Ek het altyd gewonder waarom daar pertinent gesê word dat daar moes reindiere, voëls en diere in die ark ingaan. Dit was deel van die offer. Die 2-2-2 was die mannetjie en die wyfie, die voortplanting, maar die ander diere van die reindiere wat daar 7 van was juis dat God vir hulle, hoor mooi, alles gee. Noag en sy seuns en sy vrou en hulle vrouens het niks gekort om nie reg van vooraf God te kan begin reg dien. Maar sonde en die geneigtheid om verkeerd te doen was steeds in die harte van hierdie mense gevestig. As gevolg van die sondige gelykenis van Adam, waarin elke mens gebore is. En dis belangrik om hierdie verskil te sien, as ek nou so vinnig kan vorentoe u 'n blik gee. Dis hier waar die verskil gelê het, dat die dispensasie van genade ons juis nuwe mense maak, wat die mag van sonde in ons lewens breek, met die aanneming van die lewe van die Here Jesus. Hy het sy volmaakte sondelose lewe met my sondige, strafbare lewe geruil. Hier was dit nie die geval nie. Alhoewel hulle regverdig was hulle steeds onder die gevestigde sondige natuur van Adam. En het hulle in die dispensasie van die gewete, alhoewel hulle geweet het om reg te doen, dit vir hulle onmoontlik was om reg te doen, omdat hierdie gevestigde sondigheid en hulle verdoem is in Adam. En daarom moes Christus soos die tweede Adam kom, en dit wat die eerste Adam vernietig het, die tweede Adam kom herstel. Steeds hierdie geneigtheid. Hulle bou die altaar, maar die gevaar is, en dis hoekom ek nou net die woord beperk gebruik het, dat hierdie mense moes gesê het, ons moes 'n kultuur vestig, dat die kinders sal sien hoe dit geoffer word, dat hulle dit vir hulle kinders deel, en dat hierdie geslag reg begin en reg sal voortleef. God het sekere beloftes en bevele aan Noag en sy gesin gemaak, wat ek kortliks net met jou wil deurdraf, net vir 'n vinnige oorsig. In Genesis 8 vers 21 het God gesê dat hy die aarde nie weer sal vervloek nie. Die belofte dat hierdie aarde nie weer onder die vloek van sonde so sal uitbrei, as hierdie dispensasie dinge reg doen. In Genesis 9 vers 1 en vers 19 is Noag en sy gesin die opdrag gegee om die aarde te vul, om uit te brei, om vrugbaar te wees soos met Adam en Eva, en om die aarde vol mense te maak. So die essensie van hierdie dispensasie is, ek delegeer my gesag, sê God, maar jy moet hierdie gedelegeerde regeringskap, moet jy wêreldwyd gaan vestig. Dit moet by elke geslag sigbaar wees, en julle is die eerste draers van hierdie aflosstok. In Genesis 9 vers 2 is heerskappy oor die diereskepping vir Noag gegee. Daar is in Genesis 9 vers 3 vir hulle toegelaat om vleis te eet. Daar is in Genesis 9 vers 5 en 6 het God gesê dat die dood van iemand gewreek kan word. En so word die wet van die doodstraf in werking gestel. In Genesis 9 vers 11 sê die Here,
nie net sal ek die aarde nie vervloek nie, maar ek sal nooit weer die wêreld met 'n vloed vernietig nie. En dis hierdie beloftes en voorwaardes wat Noag meer sit en wat hy onder sy seuns investig. Nou, dis vir 600 jaar wat Noag hierdie regverdige lewe het, en as sy kinders gebore en ek seker was, hy hierdie regverdigheid vir hulle gedeel het, en eintlik niemand anders as net sy kinders kon bereik het nie, want dis al wat in die ark oorgebly het. Hierdie was ook die laaste oordeel van die sonvloed, wat God op die aarde sou toelaat, en dat God van daardie oomblik af sal terugstaan, om die mens die geleentheid te gee, dat hy oor homself kan regeer met hierdie gedelegeerde regeringsgesag van God. Gaan word Noag die beste rentmeester, die beste in wat jy doen, in die beroep wat jy gaan volg. En dit was die doel gewees, dat die Here hierdie, word jy dan die beste verkoopsman, word jy dan die beste dokter, word jy dan die beste wat ook al, want dis gedelegeerde mag. En God staan terug, dat die mens oor homself kan reageer. Eers weer voor die koms van Jesus, sal God weer na vore tree in die verdrukkingstyd en in die oordeele, en die aarde en sy mense weer so dramaties oordeel. Terwyl ek voorberei het ek hieraan gedink, en ek het gewonder, ek het gesê, weet jy wat, ek dink nie as ons besef wat hierdie oordeel gaan wees, en ons weet nie wat hierdie oordeel was nie, hoe fel en hoe gruwelig dit was, om duisende en duisende lyke te sien verby die ark dryf. Dink ek nie ons besef wat dit in God se oordeel sal lyk nie. En ek dink nie dat ek en jy daar wil wees nie. En daarom hierdie ark, daarom hierdie genadige uitreik van die evangelie deur al hierdie dispensasies waarin ons vandag is, waar Jesus sê, kom na my toe en ek is jou rus, ek is jou ark. Want wanneer ek oordeel, sal jy nie kan staan by my oordeel nie. My oordeel sal jou vernietig. En ek het die mens so lief, dat ek hierdie mens nie wil vernietig nie, maar die loon van jou sonde is die dood. Die teken van God se belofte was die reënboog. En soos elke keer as die reënboog in die lig verskyn, dan sien die Noag dit en die geslag, en ons sien dit vandag, en dis die belofte dat God getrou gaan bly aan sy woord. Geen wonder dat Satan hierdie reënboog teken naap, om sy beloftes aan sy mense te gee. En daarom sê jy, kyk dat die gay en die pride en die LGBTQ ouens, dat hulle teken 'n reënboog is. In die gesig van God lag, dat jou teken van getrouheid, my teken van getrouheid aan die bose is. Dat alhoewel jy hierdie teken gee, God, dat jy beloof en dat jy sal voorsien, kom ek met en ek maak hierdie Satans teken. En ek sê vir jou in jou gesig, ek kies teen jou. Ek sal dien wie ek wil dien. Jesus verwys na hierdie dispensasie, en dis die gevaar wat hy vir sy volgelinge oorbring, omdat Israel voor die koms van Jesus in 'n tyd van sulke oordeel gaan instap. Jesus het die tyd voor die sonvloed gebruik
om die toestand van die mens te beskryf voor sy koms. Hy praat daarvan in Matteus 24 vers 37. Hy sê net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, het hulle geëet en gedrink en getrou en die huwelik uitgegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. En onthou Genesis 7 en God die deur van die ark toegemaak het. En hulle het nie verstaan nie, totdat die sonvloed gekom het en almal weggevoer is, almal buite die ark gesterf het. So sal dit ook wees met die koms van die seun van die mens. Jesus verwys na hierdie selfde toestand voor Noag. En hy sê dieselfde toestand van goddeloosheid en morele verval en wat ons ook al sien, sal heers voordat hy weer kom. En dan gaan hy oordeel op dieselfde manier. Ons spring vinnig vorentoe en ons kom by die toring van Babel. Ons is ongeveer 325 jaar na die sonvloed. En ons lees dat die aarde se inwoners begin om 'n toring te bou, op 'n plek te stop, terwyl hulle die opdrag het, gedeeltelik uitvoer, en dan op 'n plek kom, en ek gaan nou vir jou wys, op 'n plek kom waar hulle tot stilstand kom, hulle gesigte na die hemel toe oprig en vir God sê, ons stop die opdrag hier. En hulle bou 'n monument van hulle trots en hulle solidariteit om saam hulle vinger in God se gesig te druk en te sê, ons stel nie meer belang dat jy vir ons besluit nie. Genesis 11 vers 1 en verder wil vir jou lees. En die hele aarde het dieselfde taal gehad. En die een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste. Jy sien, hulle het begin om die opdrag uit te voer. Hulle het begin om hierdie gedelegeerde regeringsstelsel van God te neem. En toe hulle wegtrek, vind hulle 'n laagte. En 'n laagte is altyd 'n plek waar jy weg van God af is. Hulle vind hierdie laagte in die land Siniar. Nou die land Siniar is die huidige Iran. En hulle daar gaan woon. En hulle sê vir mekaar, kom laat ons stene vorm en dit goed brand. En hulle gebruik toe die bakstene vir boustene en die lijmgrond vir klei. En hier trek hulle 'n streep in die sand. En hulle sê, ons daag u uit, God van die hemel, om iets aan hierdie besluit van ons te doen. Ons gaan nie verder trek nie. Vers 4. En hulle sê, hoor nou, kyk nou wanneer jy in hierdie laagte is en jy hierdie gesindheid openbaar. Kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Onthou julle dat toe ons gepraat het van die toenmalige skepping en die verwoesting van die toenmalige skepping, wat was die rede vir die verwoesting? Lucifer, wat daar gesit het en gesê het, ek wil my gelykstel aan die Allerhoogste. Ek wil my troon in die hemel gaan sit.
Ek wil aanbid word. Ek wil die eer hê wat net aan God toekom. En hulle bou vir hulle hierdie toring en hulle het dieselfde gesindheid van die meester van hulle lewens, die duiwel. Jesus sê vir die disipel, vir die Fariseërs in Johannes 8, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader, die doen julle. Hier dieselfde. Hulle stop in Siniar, hulle doen voorbereidings om 'n stad te bou en 'n toring wat tot aan die hemel reik. Ons wil ons eie God wees. Hoor nou, en laat ons vir ons 'n naam maak. Ek wil nie meer onder die gedelegeerde mag van God staan nie. Ek wil my eie naam maak. Sodat ons, hoor nou, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi raak nie. God sê trek, ons sê ons bly. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te besien waaraan die mensekinders gebou het. En die Here sê, daar is hulle nou een volk en het almal een taal en dit is net die begin. Hoor wat sê hy? Dis net die begin van hulle onderneming, want die boosheid is in hulle. Nou sal hulle niks meer vir hulle onmoontlik wees wat hulle van plan was om te doen nie. Wat sê God? Daai toring kan hemel toe gaan. Dis onmoontlik dat iets hulle nou kan keer. Kom, laat ons neerdal. Mense sê mos dat daar nie van die drie eenheid in die Ou Testament gepraat word nie. Behalwe vir Genesis 1 vers 26, waar die Here God sê, kom laat ons mense maak, sê hy hier, kom laat ons neerdal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie sou verstaan nie. So het die Here dan daarvandaan hulle oor die hele aarde verstrooi en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom, sê vers 9, het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar en daarvandaan het, kyk, die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Wat kan ons aan die onderskrif skryf vir Babel? Wat onderstreep die einde van hierdie dispensasie? God sal doen wat hy wil. God se doel is soewerein. God sê vir hierdie volk en God sê vir jou en my vandag, daar gaan 'n dag kom, Filippense 2 vers 11, dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat ek die Here God is en dat ek die laaste sê het. Die opskrif of die onderskrif of die gedenkplaat van Babel sê, ek die Here God sal maak wat ek wil. Die mens sal my nie keer nie. God het die konstruksie tot stilstand gebring, die verskillende tale geskep en sy bevel om die aarde te vul af te dwing. Jy sal doen wat ek sê. Die gevolge was die opkoms van die verskillende nasies en die verskillende kulture. Ek wil net Noag se 3 seuns vir jou as voorbeeld noem in Genesis 10 vers 1 tot 7 om die verspreiding van
die destydse wêreld te verduidelik. Die nageslag van Sem, Noag se oudste, het ontwikkel in die Midde-Oosterse lande en die Wes-Europese lande. Gam het ontwikkel en die kontinent van Afrika beset. En Jafet het die oosterste dele van Eurasië, van die kontinent Eurasië, Europa en Asië, of dan Oos-Asië, daardie mense bevolk. En so het God dan die hele aarde gevul, soos wat hy wou gedoen het. Elke dispensasie eindig in 'n opdrag, 'n mislukking en God wat bereik wat hy gesê het. Jy kan maar deur al die dispensasies gaan en kyk. Van daardie oomblik af het die mens God se gesag verwerp en mensgemaakte regerings word 'n werklikheid. Noag se nageslag het nie versprei en die aarde gevul soos God dit beveel het nie. En sodoende hulle verantwoordelikheid in hierdie bedeling as gedelegeerde regeerders van God geval. Ek wil vir jou wys, ons gaan 1 Samuel 8 toe. Maar ek wil vir jou wys wat is die uiteinde van hierdie tragediese omstandigheid dat hierdie dispensasie nie sy verantwoordelikheid van gedelegeerde regeringskap belangrik genoeg geag het nie. In 1 Samuel 8 kom die oudstes van Israel en hulle kom vra vir Samuel, ons soek 'n koning. En die Here gaan na Samuel gaan na die Here toe en hy kla by die Here oor die gesindheid van die volk en die Here sê vir Samuel in vers 7, dis nie jou wat hulle verwerp nie, maar dis my gesag wat hulle verwerp. Van die toring van Babel af het hierdie mensdom my gesag verwerp. Alhoewel ek begin het en ek vir Abraham gekies het as iemand wat uit 'n land van daardie selfe gebied van Siniar uit moet gaan na 'n land. Sien, God vat vir Abraham, ons gaan volgende week daarby stil staan. God haal vir Abraham uit daai gemors van Siniar uit van Babel en hy bring hom op 'n plek en hy sê ek wil vir jou 'n beter plek gee. Ek kies jou as die begin van 'n nuwe volk. En hierdie nuwe volk wat deur die ellende, die voordeel van die land is wat Egipte toe getrek het, wat deur die slawerny is, wat deur God verlos is, wat die land ingeneem het in Josua, hierdie selfe volk kom by Samuel en sê, ons soek nie God, ons heersers nie, ons soek 'n koning. Vers 9 sê die Here vir Samuel, waarsku die oudstes oor wat hierdie koning van julle gaan vra. En die volgende klompie versies, vers 11 tot met vers 20, kommunikeer Samuel aan hierdie volk, aan die oudstes, die reg wat hierdie koning hom gaan toeëien. Vers 11 tot 14 sê, hierdie koning gaan julle kinders, julle seuns en julle dogters vat en hulle gaan hom dien. Hierdie koning wat julle kies, gaan van julle kinders dienaars maak. Vers 14 en 15, hierdie koning gaan julle saailande en julle wingerde vat. En hy gaan dat julle in julle eie saailande en julle eie wingerde vir hom werk. Vers 16 sê, selfs julle slawe gaan van julle weggeneem word en dit gaan die koning se slawe. Is dit nie maar die kenmerkende beskrywing van regerings nie? Dat alles gaan om die regering van die dag te dien. En dan kom vers 18 tot 20
met die tragiese reaksie van die volk. As hulle vir Samuel sê, ten spyte van al hierdie goed, dat die koning ons kinders gaan vat, ons saailande gaan vat, ons slawe gaan vat, en ons gebruik, daar's nog wapentuig en al die goed wat hy noem, ten spyte van alles, wil ons 'n koning hê, want ons wil soos die ander nasies wees. En uiteindelik verwerp hulle die koning van die konings en spyker hom vas aan 'n kruis. Ek wil afsluit en ek wil jou bring by Babel en 'n baie bekende figuur met die naam Nimrod. Hierdie dispensasie van menslike regering is gekenmerk deur geweldige groot afgodery en morele agteruitgang wat daar begin het weer en wat elke keer in die nasies rondom Israel en later in Israel self homself gevestig het. In Genesis 10 maak daar melding gemaak word van 'n unieke persoon, sy naam is Nimrod. Ek lees, en Kus was die vader van Nimrod, en hy het begin om 'n geweldenaar op die aarde te wees. Hy het gemaak en gebreek soos hy wil. Hy was 'n geweldige jagter. Hy het die diere uitmekaar uitgeskiet voor die aangesig van die Here. Daarom sê hulle nog vandag, 'n geweldige jagter is Nimrod voor die aangesig van die Here. Hierdie was 'n uitstaande figuur wat vir alles wat anti-God is te staan. Ek verduidelik. Nimrod het volgens legende getrou met 'n Sumeriese godin met die naam Semiramis, wat onder die volke rondom Israel bekend gestaan het as die hemelkoningin. Sy is aanbid en sy is vir baie dinge erkenning gegee. Dis waarom die Griekse gode vir Venus en al die verskillende gode is voorspruitend uit hierdie hemelkoningin wat die bron geword het van vrugbaarheid, van arbeid, van oorlog, van regering, van al die goed. Sy word gekenmerk vandag in standbeelde wat op in New York staan, wat met die Franse revolusie aan Amerika gegee het, die Statue of Liberty. Met die Franse revolusie was die woorde van die revolusie vryheid, gelykheid en broederskap. Baie mooi, deegsame volksbesit, volk na omsien slagspreuke. Maar hierdie slagspreuke het 'n ander betekenis gehad vir die ouens wat hierdie slagspreuke uitgespreek het. En Semiramis en Nimrod was die oorsprong van hierdie boosheid. Die legende gaan voort dat Nimrod sterf en bonatuurlik baar Semiramis 'n seun met die naam van Tammuz, wat sy sien as 'n reïnkarnasie van Nimrod, en so eis sy dat Tammuz aanbid moet word, omdat dit die inkarnasie van Nimrod was, en so begin sonaanbidding. En dit word uitgebrei na talle godsdienste toe, wat telkens dieselfde onderwerpe het. 'n derde oog, die chakras, die yoga, die verligting of die Illuminati, en later tot die messelaars en die Knights Templar tot gevolg gehad het. Die toring van Babel was 'n spitsagtige struktuur wat 'n breë basis het, maar wat al hoe nouer na boontoe geloop het en uitgeloop het op 'n punt wat gekenmerk is van vrymesselary. En jammer om dit nou hier in 'n gemengde gehoor te sê, staan vir vrugbaarheid
van die manlike orgaan. En so het die vrymeselaar baie gruwelike tekens, waarby ons nie nou vanmôre wil stilstaan nie. En 'n hoender op 'n kerktoring is een van die vrymeselaars van vrugbaarheid. Ek wonder altyd, kom is daar 'n kerktoring met 'n hoender op. In die boek Esegiel lees ons hiervan, net voordat die heerlikheid van die Here uit die tempelheiligdom homself onttrek en die suidelike ryk in ballingskap deur Babelonië weggevoer word. Ek gaan weer vir jou 'n kortlikse beskrywing gee. Daar word baie meer in Esegiel 8, 9 en 10 gesê oor die onttrekking van die heerlikheid van die Here, maar net dit om dit in verband te bring met Nimrod. En hy sê vir my, mensekind, is God, sê vir Esegiel, sien jy wat hulle doen? Die groot gruwels wat die huis van Israel hier in die tempel aanrig, dat ek ver van my heiligdom af moet weggaan. Jy kan lees hoe die heerlikheid van die Here van die allerheiligste af optel van die altaar af en wegbeweeg teen die voorportaal uit, buitekant Jerusalem, die stad Jerusalem, tot op die berg op die ooste Olyfberg, en van daar af die heerlikheid van die Here Israel verlaat. Sê ek moet ver van hierdie heiligdom af weggaan. Ek kan nie in dieselfde heiligdom aanbid word nie. Hy sê, maar jy sal nog ander gruwels sien. Daarop bring hy my by die ingang van die voorhof. Dis die deur in die tempel in. En ek kyk toe en daar was 'n gat in die muur. En dan word vir Esegiel gesê, breek deur die gat en klim deur. En ek gaan toe en ek kyk. En daar was allerhande afbeeldinge van afskuwelike kruipende viervoetige diere en allerhande drekgode van die huis van Israel. En hierdie afbeeldinge is nie vreemd. Al die nasies het hierdie afbeeldings as hulle aanbiddingsmiddels. Toe sê hy vir my, het jy gesien, mensekind? Hoor nou, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk. Hulle aanbid afgode, die oudstes van Jerusalem en van Israel. Want hulle dink, die Here sien ons nie. Die Here het die land verlaat. Geen wonder dat die Here die land verlaat het. Vers 14, en hy bring my toe na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here en kyk, daar het die vroue gesit wat Tammuz beween, die re-ingekarneerde Nimrod. Toe bring hy my na die binneste voorhof van die huis van die Here en kyk, by die ingang van die tempel van die Here, tussen die portaal en die altaar, daar waar hulle jaarliks ingaan om vir die sondes van die volk te offer. Tussen die twee, 25 man, met hulle rug na die tempel, met ander woorde, die tempelse ingang kyk oos. Hulle is met hulle rug na die tempel toe, hulle staar na die ooste toe. Hulle gesig na die ooste, en hulle het hulle voor die son neergebuig na die ooste. Sonaanbidding. En so is al die godsdienste, kan jy maar kyk, is daar grond en agtergrond en die begin sonaanbidding. Moet maar kyk, hoeveel sonne in kerke is. Die grote kerk in Kaapstad het 'n son bo by die preekstoel. Die oorsprong van Nimrod, sonaanbidding. My liewe vriende, ek wil afsluit vanmôre. En ek wil vir jou sê dat ons in 'n tyd leef waar dit
die gruwels van sonde elke dag manifesteer. En ek bekommer my oor my mense en die kerk. Dat as jy vir hulle sou vra, is jy seker dat jy hemel toe gaan? Dat daar onsekerheid is, ons hoop so, ons doen so. Ons vertrou dat ons genoeg gedoen het, ons is mos verbondskinders. Dat ons vanmôre met hierdie tragedie sit. Dat ons saligheid in die eerste persoon antwoord. Solank jy jou saligheid antwoord, ek gaan hemel toe omdat ek gedoop is, omdat ek gekatekiseer is, omdat ek my sondes bely het, omdat ek geglo het, omdat ek Jesus aangeneem het, omdat ek dit, omdat ek dat, omdat ek 'n ander gedoen het jy probleme. Hierdie vraag van die sekerheid van jou saligheid moenie in die eerste persoon geantwoord het nie, omdat ek nie, dit moet in die derde persoon geantwoord word, omdat hy. Die rower aan die kruis steek sy hand uit, toe hy Jesus gevloek het, en hy agterkom en bespot het, dat hierdie is die Messias, en hy sê toe voor hy sterf, Here, dink aan my, dis die hand van geloof, wat na Jesus toe uitstrek, en vir hom sê, dink aan my, as u in u koninkryk kom, want ons gaan vandag sterf. Jesus sê vir hom, nee, gaan eers terug, gaan katekiseer, gaan sluit aan by 'n sendingorganisasie, gaan lees jou Bybel, gaan kry eers die dogmatiek onder die knie van saligheid en verlossing en geloof en al daai goed, en kom dan. Hy sê, jy sal vandag, sal jy saam met my in die paradys wees. Altyd sterf. En ek is seker, daar was 'n warboel in die teenwoordigheid van die Here toe hierdie rower aan die kruis daar opdraag en hulle vir hom vra, hoekom is jy hier? En hy sê, ek weet nie. Hy sê, maar wat het gemaak dat jy hier is? Hy sê, ek weet nie, maar hy het gesê, ek moet hier wees. Jy sien, dis nie in die eerste persoon nie, dis nie omdat ek nie, dis omdat hy. Omdat hy gesê het, ek is sy kind. Nie omdat ek my sondes bely het en geloof gehad het. Geloof is net die leë hand wat sê, u het alles gedoen, ek kan niks doen aan myself nie, ek neem die geskenk. Ek bid dat die Here hierdie woord in jou hart sal seën. Here, baie dankie vir u wonderlike woord. Ons aanbid u vir die genade. Seën vir ons en word verheerlik in Jesus se naam. Amen.